Laasweek het ons bietjie begin, vir die wat al terug was, van die lang vakansie af, oor rentmeesterskap, en ons het die teks uit Matteus 28 uit hanteer, van die eienaar wat weggaan, en dan los hy muntstukke, geld, by sy slawe, om aan te gaan met die besigheid waarmee hy besig was, om met sy werk wat hy mee besig was, voor te woeker met die talente wat hulle ontvang het, die geldstukke. En dan het ons gesien dat party van hierdie slawe die geleentheid aangegryp het, en dit wat hulle gekry het verdubbel het, en 'n ander ou was bang, en toe begrawe hy alles. Jy besit niks, sê daai ding. Niks. Dit wat jy het God vir jou geleen. Het God vir jou gegee, met een doel. En dis om aan te gaan met die werk waarmee hy begin het toe hy op aarde was. Met ander woorde, ons moet aanhou werk met ons gawes, ons talente, ons geld, ons tyd, ons karre, ons ou, ons meisie, ons alles wat ons het, moet ons werk om die koninkryk van God uit te bou. Dis die moral van laasweek se storie gewees. Vanaand wil ek begin met 'n weird vraag. En asseblief, dis nie nou biegtyd nie, hoef nie hand op te steek as dit vra nie, maar het jy al gesteel? Nog nooit aanhou sy huiswerk afgeskryf, pauze nie? Nog nooit in die eksamen net gecheck of die ou langs jou verkeerd is en jy reg is? Belangrike vraag, het jy al by God gesteel? Kan tog nie by God steel nie. Nou, Maleagi gaan oor dit. Die laaste boek in die Ou Testament. Na die profeet Maleagi het daar 400 jaar tydperk verloop, wat God niks gesê het vir die volk Israel. Waar die offersysteem en die kultus en die sinagoge en die eredienste op Sondag aangehou het, maar God het nie gepraat met sy volk nie, vir 400 jaar. En dan skielik het God weer begin, en dit lees ons in Matteus, hoe hy begin het om Jesus se geboorte aan te kondig, ensovoorts. Nou Maleagi speel af in 'n tydperk, waar die volk teruggekom het uit ballingskap uit Babylonië uit. Maar die arme volk is seer, dit gaan swaar, die sprinkane vreet als op, dis droogte, hulle sukkel om te bestaan. En hulle is moeg gewag, en moeg geluister na profete wat beloof dat God dit en dit gaan gee. Die tempel is herstel. Die offerkultus wat gebreek was, is weer aan die gang. So dinge loop weer, maar nog steeds kom Jahwe se beloftes, God se beloftes nie by hulle uit nie. So die volk is nie lekker vir God nie, hulle is half dikbek. En nou preek hierdie die profeet Maleagi preek vir hierdie stikkende, fed up volk Israel. So het julle die konteks. Hoor nou wat sê hy, Maleagi 1 vers 2. Ek het julle lief, sê die Here, maar julle vra, hoe het ons u lief? Esau was tog Jakob se broer, sê die Here, en tog het ek vir Jakob lief gehad en vir Esau gehaat. Ek het sy bergland 'n verlate plek gemaak, sy woongebied vir die woestynjakkalse gegee. As Edom sou sê, ons is verpletter, maar ons sal die puinhope weer opbou, sal die Here die Almagtige sê, laat hulle maar bou, ek sal weer afbreek. Hulle sal bekend staan as 'n goddelose volk, die volk op wie die Here se torens vir altyd rus. Nou, ek gaan so 'n stukkie lees, en dan 'n stukkie preek, 'n stukkie lees, 'n stukkie preek. So hou jou Bybel net daar oop. Die Here begin hierdie gesprek tussen die volk en tussen hom met die woorde, ek het julle lief. En voor die arme dominee Maleagi enigiets verder kon sê, val hulle hom onmiddellik in die rede. Sê, come on, get real. Waar kan ons sien dat God vir ons lief het? Kyk hoe swaar kry ons, kyk die merke, kyk die droogte, kyk die sprinkane. Dis nonsens. God is nie vir ons lief nie. En dan probeer Maleagi weer, hy sê, maar onthou 'n bietjie, Israel, wie is ons? Waar kom ons vandaan? God het ons self gekies, ons is sy eie volkie. Tussen al die volke in die wêreld het hy ons gekies. Ons is die nageslag van Jakob, die ou wat God gekies het bo Esau. Ons is die nageslag van Abraham, Isak, Jakob, die uitverkore volk van God. Dis wie ons is, en dis die bewys dat hy vir ons lief is, omdat hy ons gekies het. Dan antwoord die volk en sê, ag, kom aan, get real. Miskien was God in Abraham, Isak en Jakob se tyd great, en het sy beloftes gegee, maar wat
wat help dit, hy het dit toegedoen. Ons kry nou swaar, ons suffer nou, ons wil nou sy goedheid proe, en sy liefde proe. Gister, tel nie vir ons nie, maak die saak nie. Dan antwoord die profeet, God sal gee, as jy hom met eer behandel, en hom nie minag nie. Kyk vers 6, dis God se aanklag. 'n Seun eer sy vader, en 'n slaaf sy eienaar. As ek dan vader is, waar kom die eer wat my toekom? Waar is die eer wat my toekom? En as ek Here is, waar is die eerbied vir my dan? Dit is wat ek, die Here, die Almagtige, vir julle vra. Priesters, julle wat my met minagting behandel, maar julle vra, hoe het ons u met minagting behandel? Eers net tot sover. Is interessant, hy vat die dominees aan, die priesters, hy sê, hey, julle is die ouens wat my met minagting behandel. Julle is die ouens wat die volk verkeerd leer en verkeerd wys. En dan keer die ouens, die priesters, volgende vers, en sê hulle, Here, wat het ons dit gedoen? Hoe behandel ons u met minagting? Ek bedoel, ons doen die offergoeders, ons doen alles wat ons moet doen. Hoe? En dan vers 7, die aanklag van God. Sê, julle bring onrein voedsel op my altaar. En dan vra julle, hoe het ons u te nagekom? Julle doen dit wanneer julle dink, die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word. Wanneer julle 'n blinde ding bring om te offer, is dit dan nie verkeerd nie? En wanneer julle 'n siek of 'n lam ding bring, is dit nie verkeerd nie? En bring bietjie so iets vir jou gouverneur, sal hy ingenome met jou wees, of jou vriendelik ontvang. Dit is wat die Here, die Almagtige, sê. Eers net tot sover weer. Hy sê die altaar word met minagting behandel. Hulle sê, ag weet julle, dis nie so nodig dat ons die nodige respek vir die offers het nie. Dis nie so nodig nie, leer die priesters, die volk. As jy nou 'n lammetjie het, of 'n siek ene, of dalk 'n gesteelde een, bring hom maar vir die offer. Dis alright. En dan sê die Here hierdie amazing ding, hy sê, jy sal dit in jou lewe nooit doen vir die gouverneur nie, wat die belangrike in die dorp was nie. Jy sal in jou lewe nooit minagting hê vir die gouverneur nie. Maar vir my, vir die Here, het julle nie 'n saak nie. Maar die Here stop nie hierdie, hy gaan verder. Vers 9. En dan sê julle, maak God dan tog nou goedgesind, dat hy ons genadig kan wees. As julle so optree, sal hy een van julle se versoek toestaan? Dit is wat die Here, die Almagtige, sê. Was daar maar iemand onder julle wat die tempel se deure wou toesluit, sodat julle nie my altaar te vergeefs aan die brand hou nie. Ek hou nie van julle nie, sê die Here, die Almagtige, en ek wil nie 'n offer van julle hê nie. Ja, is dit nie verskriklike woorde nie? Ek hou nie van julle nie, en ek wil nie 'n offer van julle hê nie. Vers 11. Van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, word ek deur die nasies geëer. Oral word daar vir my offers gebring, rein offers. Ek word deur die ander nasies geëer, sê die Here, die Almagtige, maar julle doen my naam oneer aan. Julle dink die altaar van die Here kan maar ontwy word, en die offers daarop met minagting behandel word. En dan sê julle nog, dis 'n klomp moeite, en julle trek julle neus daarvoor op. Dit is wat die Here, die Almagtige, sê. Julle bring 'n gesteelde lam, siek diere. Julle bring dit as offers. Moet ek ingenome wees daarmee, dat julle vir my sulke goed bring? Vra die Here. Daar is 'n vloek. Daar rus 'n vloek op elke skelm, wat 'n bil of 'n ram in sy kudde het, en 'n gelofte doen, en dan 'n verminkte ding aan die Here offer. Ek is die groot koning, sê die Here, die Almagtige. Vir my het die nasies ontzag. God is briesend kwaad vir hierdie volkie van hom. Briesend kwaad. Dit sou vir hom beter wees as een ou net 'n bietjie sanity het en die tempel se deure toemaak, sodat al hierdie skynheiligheid nou maar net kan ophou. Maar die mense nie nodig het om vals te wees nie. Hy sê, deur die hele wêreld deur, bring mense my offers. Heilige, rein offers. Maar my eie volkie trek hulle neuse op. Dink is 'n slep om vir die Here 'n offer te bring. Want hulle bring lam, siek en gesteelde goed vir die Here. En dan het hierdie eie volkie van hulle nog die vermetelheid om vir die Here te sê, hy moet nou slag sy beloftes hou. En 'n slag reën gee, en 'n slag die springkane en die droogte en die goed weghou. Hy moet 'n slag God wees. Dis vir Jahwe
skei. Hulle tree nie reg op in die huwelik tussen God se volk en hom nie. Jy kan dit bietjie by die huis gaan lees. En God het getrou gebly. Dit was die enigste een wat die hele tyd nog sy deel gehou het. Die volk Israel kort gedrop. En dan roep die profeet die volk en sê, kom nou tot inkeer. Maar die volk sukkel om te hoor. Kyk hoofstuk 3 vers 7. Hoofstuk 3 vers 7. Van julle voorvaders se tyd af het julle van my voorskrifte afgewyk en nie daarvolgens geleef nie. Bekeer julle tot my, dan sal ek terugkom na julle toe, sê die Here, die Almagtige. Maar julle vra, waarom moet ons bekeer? Sal 'n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, waarom beroof ons u van tiendes en offergawes? Daar is al reeds 'n vloek op julle en tog bly julle my beroof. Die hele nasie doen dit. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Ek sal die sprinkane keer, dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie, en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here die Almagtige. Sover. Is dit so eenvoudig? Is dit regtig net so eenvoudig as ek my tiende bring vir die Here? Dan stop hy die sprinkane en hy gee reën. So, is dit regtig so? Kan God omgekoop word met 'n tiende? Kan ek rykdom en sorg en trou vir myself bewerkstellig as ek maar net my tiende gee? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dis 'n totale verkeerde verstaan van hierdie teks. Jy kan nie God se arm draai of 'n deal met hom maak nie, want hy is God die Almagtige, die groot koning. Het gaan nie oor om God te gee wat hom toekom. Om God te gee wat hom toekom. Al gaan dit hoe swaar. En as jy dit doen, dan wys jy jou totale afhanklikheid van God. Met ander woorde, as jy jou volle tiende gee, al is dit droog en daar is nie oes op jou land nie en jy sukkel en die sprinkane vreet die bietjie wat daar is op, as jy dit bly doen om jou tiende wat God toekom vir hom te gee, dan erken jy, dis nie die oes wat vir my sorg nie. Dis nie die koring op die land wat vir my kos gee nie, of die wingerd wat vir my help nie. Nee, dis God wat sorg. Hy is die een wat voorsien. En deur my tiende te gee, wil die Here eintlik vir Israel leer, is om te sê, maar as jy jou tiende gee, dan erken jy dit. Dan bewys jy jou afhanklikheid van my. Soos ek my tiende gee, verander dit my gesindheid. En is nie 'n amazing belofte by nie. Draai my, sê die Here. Draai my en kyk of ek nie die sprinkane sal stop nie. Draai my en kyk of ek nie reën sal gee en voorspoed nie. Toets my, sê hy. Dit het regtig so gewerk, dat die Here gesê het, jy moet totaal al jou inkomste vat en die heel eerste tiende daarvan. Die mooiste, die beste deel. Jou eerstgebore kalfie, jou eerste lammetjie wat aangekom het, die eerste van die oes, moet jy wat mee doen? Moet jy vir die Here gee. Moet jy gaan inbetaal by die tempel. En die Here het nie sommer hierdie ding net ingestel om iets in die tempel te hê nie. Hy het geweet, ons sukkel met staf. Ons sukkel met besittings. Ons sukkel met geld. En ons laat baie keer toe dat geld en ons najaag van geld ons opvreet. So as jy hierdie eerste tiende elke keer betaal, dan verander dit jou gesindheid. Dan maak dit van jou iets anders. Dit maak van jou dat jy onthou, hey, hierdie staf wat ek dink is als myne, is eintlik myne nie. Dis God se, behoort aan hom. Ek versorg dit net namens God. En as ek dit nie gee nie, sê die Bybel, dan steel ek God se geld. Ons kom bietjie terug na vandag toe. Ek en jy is gekies. Ons is sy kinders. Hy het ons by die naam geroep om deel te wees van sy gesin. Ja, dit is so. Na Maleagi het Jesus Christus gekom en hy het ons losgemaak van die wet. Ons is vry van die wet. Ons hoef nie meer wette na te kom en wetties te leef nie. Dit is verseker so. So jy hoef nie jou tiende te gee nie. Is nie 'n wet wat ek vanaand vir jou sê, so jy moet dit nie. Ek wil jou kom aanmoedig uit my eie lewe
ongelooflike goeie beginsel om volgens te leef, want dit bring 'n totale ander gesindheid by jouself. En dit geld nie net vir geld nie, dit geld vir alles. Maar kom ons praat vir 'n oomblik oor geld, as 'n verduideliking. Ek en my huis gee elke begin van die maand ons volle 10de. En ek sê vir jou, daai 4 seentjies van my vreet vir ons uit die huis uit al. En as jy na die budget gaan kyk en die 10de uithaal, gaan die budget klop. Hoe moeilik is dit om dan daai geld te vat en oor te plaas by die kerkrekening. Maar wat gebeur in my hart elke keer as ek dit doen? Elke liewe maand moet ek dit in die oë kyk en sê, Here, ek vertrou op U om vir my te sorg en nie op my salaris nie. Want aan alles behoort aan U. En dis hoekom hierdie beginsel ingestel is. Ja, natuurlijk. Die versoeking is enorm om party maande te sê, hierdie maand is 'n bietjie tyd. Kom ons hou 'n bietjie terug daarvan, want dit sal 'n paar gaatjies toestop. En daai maande klop die budget nooit. Nooit. Want iets in jou hart verander wanneer jy dit begin doen. En dan ontdek jy ook die 19's wat oorbly, wat die Here sê jy kan maak mee wat jy wil. Dis nogal baie keer genoeg om uit te kom. Julle wat hier sit, swat, en julle gaan eendag sakke vol geld maak. In vergelyking met die grootste deel van die wêreldse bevolking gaan selfs die onderwysers sakke vol geld maak. Julle gaan almal eendag skatryk wees in vergelyking met die wêreldse bevolking. Skatryk. Vraag is, hoe gaan jy met jou geld werk? En Windhoek was 'n gesin gewees en die man sou hogere bevordering gekry het en amper dubbel die salaris. En sy vrou het gesê, ons gaan daai geld nie gebruik vir onsself nie. En ons lewensstandaard ophef tot daar waar ons eintlik dit amper nie kan bekostig nie. Ons gaan bly waar ons is en ons gaan daai geld weggee. Hulle het dit nooit gedoen nie. Hoor julle die scary ding van hierdie? Dit is allemaal goeie voornemens. Maar as jy nie van hierdie ouderdom waar jy nou is, vir jouself leer om te gee nie, gaan jy dit nie doen eendag as jy sak vol geld kry. Jy moet nou al met die bietjie wat jy het leer om weg te gee. Om vir jou gesindheid te koop by die Here, dat jy sal onthou jy is afhanklik van hom. Want daar is 'n dingetjie wat ons altyd vergeet. Genoeg is nooit genoeg nie. Vir nie een van ons is genoeg ooit genoeg nie. Want jy sal hy splinter nuwe selfoon hê en 2 maande later kom 'n nuwe een uit en dan dink jy, nou moet ek 2 jaar met hierdie ou een sit voor ek 'n nuwe een kan upgrade. Want vir 2 jaar as jy dikbek daaroor. En so werk dit oor karre, oor huise, oor alles. Genoeg is nooit genoeg nie. Kom ons vat 'n ding soos tyd. Hoeveel tyd gee jy vir die Here elke dag? As ons die 10de beginsel daarby intrek, is dit hoeveel tyd? Wat is 'n 10de van 24? Waar is die GR? Dis 'n moeilike som. Hoeveel tyd gee jy nou? Vir stilte tyd. En om net by God te wees. Soms moet net saam met hom te chill. Ek wil as jy daaraan dink, moet jy die refrein hoor wat Maleagi sê en sê, julle bring vir my blinde, siek diere wat gesteel is. Bring julle vir my as offer en dan sê julle ek moet tevrede wees. Hoeveel van ons se geloof het nie verskraal tot dit is nou weer eksamen, nou moet ek weer na by die Here kom dat hy my help onthou dat ek in my kop inprop nie. Of op pad klas toe, ek het nou al vergeet die afgelope 3 weke houtjies tot dit nie, maar nou moet ek gaan toets skryf. Here asseblief help my dat ek kan onthou. Is dit nie scary nie? Ons wees bietjie slag eerlik. Die Here sê as dit is wat jy bring, los dit liewers. Los dit liewers. Sluit jou tempel se deure toe en los dit. Want dit is baie erger om so skynheilig te wees. En moenie dink is net julle wat daarmee sukkel nie. Sukkel ook met dieselfde goed. Ek preek altyd eers vir myself voor ek dit waag om vir julle iets te sê. Dis 'n ding wat ons almal mee sukkel. Kom ons vat verhoudings, jou studies, die manier hoe jy praat, dit wat in jou gedagtes omgaan. Alles
behoort aan God. Alles behoort aan hom. En die vraag wat Maleagi vra is, steel jy van God? En as ons vir onsself moet sê ja, want ek moes die week sê ja toe, dan wil ek vanaand sê, nou kom ons stop het. Kom ons op. Kom ons op. Kom ons begin teruggee vir God wat syne is. Kom ons begin hierdie beginsel aanleer, om die heel eerste 10de van alles wat ons het, terug te gee. Terug te gee. Sodat my gesindheid anders kan wees. Goeie rentmeesterskap begin met die erkenning dat alles behoort aan God. Alles. En as jy sukkel met hierdie gesindheid, as jy sukkel om te onthou dat dit wat ek het, is God se nie. As jy sukkel om ordentlik te werk met die kar wat jy bestuur, of met die meisie of die ou wat jy het, of met jou studies, of met wat ook al, as jy sukkel daarmee, dan challenge ek jou vanaand, as jy begin elke liewe maand, in die begin van die maand, jou 10de gee vir die Here. En jy gaan sien, jou gesindheid gaan begin verander. En jy gaan begin onthou, is nie my kar nie, is nie myne nie, is God se. Is nie my studies nie, is nie my talente en gawes nie, is God se. Is nie my geld nie, is God se. En jy gaan sien, dit gaan begin verander. En jy gaan anders met God se goed werk. Het gaan nie net oor geld nie, het gaan oor alles. Maar die amazing ding wat ek ervaar in my lewe, is toe ek my geld begin gee, verander die res. Dit het nooit andersom gewerk nie, want glo my, ek het dit andersom probeer werk. Dis wat God sê oor rentmeesterskap, en spesifiek oor die 10de. Is nie 'n wet nie, want ons het nie meer die wet oor ons nie. Maar is 'n goeie beginsel, wat ek jou wil aanmoedig en sê, gaan probeer dit. Sodat jy kan 'n gesindheid hê wat sê, maar alles wat ek het behoort aan die Here, en ek vertrou dat hy vir my sorg. Amen. Kom ons bid. Here Jesus, U weet dat ons sukkel met hierdie ding. U weet hoe belangrik is geld en besittings vir ons. U weet hoe dit ons lewe beheer en hoe dit ons maak dit wat ons nie is nie. Vergewe ons daarvoor. Vergewe ons dat ons so kortsigtig kan wees om te dink, dis myne. Ek het gewerk daarvoor, dis myne. Vergewe ons daarvoor, Vader. Leer ons dat dit U sin is. En dat ons dit geleen gekry het van U om mee te woeker. Help ons om daai beginsel te snap. Help ons, Here, om ons gesindheid te verander oor dit wat ons het, sodat ons dit al hoe meer en meer gebruik in die koninkryk, gebruik daar waar U wil hê ons moet. Ek wil bid, Here, vir die klomp jong mense, wat op pad is om professionele mense te word, sakke vol geld gaan maak, skatryk gaan wees in die wêreld se oë. Leer hulle nou al hierdie beginsel, Here, om U te vertrou. Help hulle, Here, om te snap wat dit vir hulle self werd is, as hulle hierdie gesindheid koop elke maand, met die gee van die 10de. En dankie, Here, dat U vir ons sorg, dat U inderdaad sorg dat ons nooit swaar kry nie, maar dat U ons toegooi met die liefde en die genade, en sommer net plein bederf, elke liewe dag. Help ons om dit raak te sien, en ook om dit te gebruik in U koninkryk. Ek wil bid, Here, vir die studente wat besig is met voorbereiding vir eksamen. Wil U vir hulle help, Here, om die dinge in plek te kry, want daar is nou nog baie toetse en klas en